Prys die Here, ek glo as u werklik so 'n bietjie jouself ingestem het, sou jy ervaar het dat daar 'n besonderse teenwoordigheid van Jesus in hierdie oggend in ons midde was. En dit is kosbaar, so kosbaar. Ons moet dit regtig aangryp en vasgryp. En ek glo dit is die tyd waarin God so naby aan ons kom en wil kom. En ek glo ek gaan dit regtig in vanoggend se boodskap agterkom. En ek wil glo dat dit nie net, jy weet, baie keer dan dink ons, maar as die diens en die Here praat en dan as ons uitgaan, dan is dit so alweer vergete en agter ons. Maar dit moet iets wees wat jy jou eie maak en God moet vertrou. En ek wil glo, as jy tyd om te kom, terugkyk, dat jy sal sien en ervaar, maar daar het net iets meer in jou lewe plaasgevind. Ek wil ook net herinner dat die wat dalk nie weet nie, as die boodskap hier begin, het ons ook die kinderkerk net hier langs aan om, vir die wat daarvan gebruik wil maak. Nou, baie welkom, en as jy dan die Bybel saamgebring het, ek glo jy het, gaan ek jy vra om saam met my te lees, die laaste boek in die Bybel, Openbaring, die eerste hoofstuk. Nou ja, het gaan baie maklik wees om te kry, Openbaring, die eerste hoofstuk, en ons gaan lees vanaf vers 9. Ek gaan miskien 'n bietjie meer vanoggend lees uit die skrif as wat ek gewoonlik doen, maar dit is vir my belangrik, ek wil hê jy moet die hele strekking van dit volg, sien en hoor, en daarom wil ek graag dit alles lees. Nou, Johannes 1, die Openbaring van Johannes, hoofstuk 1 vanaf vers 9. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n basuin, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blinkkoper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp, tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood,
Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, die 7 sterre is die engele van die gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes, en dan ook hier in hoofstuk 2 nog 'n paar verse. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dit is dan die eerste gemeente, dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het, en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbeid, en nie moeg geword het nie, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan, waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Tot sover, mag die Here dan sy woord aan ons harte seën. Nou, die tema van ons boodskap in hierdie oggend is, wat sê die Here vir jou, en wat sê die Here vir die gemeente? Nou, die apostel Johannes, sê die woord hier vir ons, was op die eiland Patmos verban, omdat hy die evangelie van Jesus Christus verkondig het. Daar was baie vervolging op daardie stadium onder die gelowiges en onder die kerk van die Here, en volgens oorlewering sou Johannes dan op hierdie eiland dan op 'n natuurlike wyse gesterf het. Hy's ver op sy ouderdom, en hy was die enigste een van die apostels wat 'n natuurlike dood sou sterf. Al die ander het as martelare gesterf. Nou, hulle verban hom na hierdie eiland, en ek dink hulle sê vir hulle self, hy's oud, en as ons hom daar het, gaan hy uit die pad uit wees, hy sal nie meer die woord van die Here kan verkondig nie. Maar jy weet, die God van die hemel is ook die God van die 11de uur. Wanneer dit baie keer lyk, maar okay, dis nou verby vir Johannes, daar's niks meer, geen bydra wat hy meer kan lewer nie. Dan sê God, daar is nog 'n hoofstuk wat hy moet skryf. En daar is dan die boek van Openbaring wat hy dan daar moet skryf. Jy weet, ek wil ook vanoggend vir u sê, jy sit miskien in hierdie kerkgebou en jy sê vir jouself, ag weet jy, 'n groot gedeelte van my lewe is verby, en ek weet nie of ek nog regtig iets vir die Here kan doen nie. Dan wil ek vir jou sê, weet jy, die God van die hemel is 'n God ook van die 11de uur. Hy het ook vir jou nog 'n hoofstuk wat jy kan skryf. Kom in die hand van die groot outeur. Word stil en laat God met jou praat en vir jou sê, maar dis nie net dat jy net die tyd moet verby wens en verby wyl nie. God wil hê jy en ek kan nog 'n hoofstuk skryf. En ek wil vir u sê, en ek is oortuig in my hart, dat God manne en vroue hier kan vind, as jy dit ernstig
kan opneem en dat God deur jou 'n verskil kan maak. Jy het 'n boodskap om uit te dra. Die evangelie van Jesus Christus, die reddingsboodskap. Daar's vriende, familie rondom jou wat hierdie woord moet hoor. Jesus is die redder. Hy kan hulle red. God wil jou gebruik. Hy wil nie net 1 of 2 mense gebruik nie. Hy wil sy kerk gebruik en hy wil vir jou sê, dis nie te laat nie. Hy wil 'n mooi hoofskrif met jou skryf. Ons leef in die laaste uur. Ek wil nie baie oor dit praat nie. Die van u wat nog nie besef dat ons in die laaste uur leef nie. Ek weet nie wat gaan jou laat besef nie. Ek wil eintlik sê, ek dink ons leef 5 minute voor 12. Miskien 'n minuut voor 12. Maar God wil hê dat hierdie laaste stukkie van ons lewe aan God uitverkoop sal wees, aan God gegee sal wees, en dat jy eendag by God kan hoor. Hy kan glimlag en vir jou kan sê, maar weet jy, in die 11de uur, het jy gehoor, toe ek vir jou sê, maar ek kan die verskil maak in jou lewe, gee jou lewe in my hand. Nou, die openbaring wat Johannes van Jesus daar verkry, is vir hom so geweldig en oorweldigend, en na die beste van sy vermoë, gee hy dit vir ons weer, hier in die Bybel, en hy begin, en hy sê, hy het agter hom hierdie stem gehoor, soos 'n groot bassy, en hy gaan verder, en hy sê, hierdie stem het geklink, soos die stem van baie waters. U het al gehoor wanneer daar 'n vloed is, en baie waters, 'n groot stroom, daai geweldige geluid, en dit is die stem wat hy hoor van Jesus, en wanneer hy hom dan omdraai, om na hierdie stem te luister, dan sing hy Jesus, en dan beskryf hy Jesus vir ons, weer eens, na die beste van sy vermoë. Hy sê, dan sing hy iemand soos die seun van God, met 'n lang wit kleed tot op die voete, gegord met 'n goue gordel om sy bors. Hy sê dat Jesus se hare is soos wit wol. Hy sê sy oë is soos 4 vlamme. Hy sê sy voete is soos koper wat blink in 'n oond. Sy gesig soos die son wat straal. So geweldig is hierdie openbaring, en Johannes kan nie anders nie. Hy val soos 'n dooie aan die voete van Jesus. En jy weet, dit is die Jesus wat ons eendag gaan sien. Dit is hierdie Jesus wat ons gaan ontmoet. Jy weet, ek dink soms, het ons nie regtig hierdie beeld van Jesus, van sy grootheid, sy almag, sy krag, maar is ook hierdie God, wat omgee vir ons. Nou, wat verder vir ons beskryf word in hierdie gedeelte, is dat hy dan Jesus sien wandel tussen 7 goue kandelare, en dan sien hy Jesus het 7 sterre in sy regterhand. Jy weet, die Bybel, as ons hom lees, dan is daar baie plekke waar daar in simboliese taal met ons gepraat word. Baie keer sê die Bybel nie vir ons wat dit is nie, en dan moet ons gaan naspeur en probeer agterkom wat God dan wil sê. Maar hier vind ons
dat Jesus sê baie duidelik in die woord vir ons. Hy sê, wat is hier die 7 kandelare? Hy sê dit is 7 gemeente. En hy sê die 7 sterre is 7 engele van die gemeentes. Nou, miskien net so 'n klein bietjie agtergrond nog. Ons moet weet dat hierdie 7 gemeentes vir wie Johannes dan moet skryf in Asië, hulle het werklik bestaan. En huidiglik is hierdie gemeentes eintlik in Turkye van vandag. Daar is plekke en oorblyfsels van waar hierdie verskillende 7 gemeentes dan sou gewees het. Nou, die Bybelkenners wil vir ons dit laat verstaan dat hierdie 7 gemeentes is simbolies of is beskrywend van 7 tydvakke in die geskiedenis van die kerk. Nou as dit dan so is, dan moet ons besef en weet dat ons in die laaste gemeente se tyd leef, die gemeente van Laodicea, en die Bybel sê dit is die lou warm kerk. En wanneer ons kyk na baie keer die deursnee van die Christene in ons tyd, dan wil dit voorkom of dit werklik die karakter is van baie van die kinders van die Here. Dis daai lou warm manier waarop hulle die Here dien. Nie te ernstig nie te veel gee nie. Dit is maar waarmee die Here tevrede moet wees. Andersins moet ons dit dan net sien dat 7 gemeentes, elke gemeente het 'n ander karakter, ander dinge wat hulle doen, ander probleme, en dat God weet dat deur dit sal daar altyd aanklank wees wat dit ook in elke ander gemeente sal vind. Nou, waarby ons gaan stil staan in hierdie oggend is die beskrywing waar Jesus tussen hierdie 7 kandelare wandel. En die vraag by u is, maar wat sê dit vir ons? Jy weet, dit sê nie dat Jesus wandel tussen die goudmyne of die diamantmyne of die oliemyne. Dit sê nie dat Jesus wandel tussen die paleise van die konings van hierdie wêreld nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê Jesus wandel tussen die kandelare, die gemeentes. Dit is wat vir Jesus belangrik is. Die gemeente, die kerk, dit is waarvoor hy gesterf het. Nou, die wêreld kyk anders. Dit kyk na geld, na goed, na rykdom, groot indrukwekkende geboue. Jesus kyk na sy kerk, na sy gemeente, na die kandelaar. Nou, ek wil vanoggend vir u sê, elke gemeente in die hele wêreld waar Jesus Christus werklik verkondig word as redder, heiland en verlosser, is 'n goue kandelaar in die oë van God. Dit is vir God belangrik. Nou jy weet, dit maak nie saak. Daai gemeente mag bestaan uit 30 of uit 300 of uit 3000 of 30.000 mense. Dit maak nie saak hoeveel en hoe groot nie, maar waar God se kinders is, daar is 'n goue kandelaar, en dit is wat vir God belangrik is. Jy weet, ek wil vir jou sê, jy mag 'n vuil, besoedelde, helverdiende sondaar wees. Maar wanneer jy Jesus Christus aanneem
dan word jy gewas in die bloed van Jesus en hy verander jou in goud. Jy word goud en saam vorm al hierdie stukkies goud 'n kandelaar vir God. Weet, dis wat God vir ons in sy woord sê, en ons moet dit nie mis nie. Weet, en die vraag in hierdie oggend is, hoe sien ons die gemeente? Hoe sien ons mekaar? Jy weet, ons leef in 'n gebroke wêreld. Ons sien mense om ons. Niemand is volmaak nie. En dit is so maklik om met die vleeslike oog te kyk, die natuurlike oog te kyk, en so maklik om mense om ons te sien. Maar jy's nie regtig goud nie. Dis hoekom die Bybel vir ons sê dat ons nooit moet oordeel nie. Ons is nooit daar om te kan sê, jy is goud en jy is nie goud nie. Want weet jy wat? Ons is onvolmaakte mense in die proses van verandering. En net God in die hemel weet wie is goud en wie is nie goud nie. Ek wil vir u sê, wat God van ons vra, is met jou lewe oop te stel, en te sê, Here, verander my, sodat ek werklik die goud kan wees, wat u van my vra. Jy weet, ek wil vanoggend vir u sê, dit is 'n voorreg om deel te wees van God se gemeente. Dis 'n voorreg om deel te wees van God se goue kandelaar. Maar is ook 'n verantwoordelikheid, 'n geweldige verantwoordelikheid, want in deel wees van hierdie kandelaar vra die Here van ons om te werk na eenheid. Dis wat God vra in hierdie liggaam van ons, sy gemeente, sy kandelaar. Hy vra dat ons liefde sal hê. Die Bybel sê, julle moet mekaar lief hê. Die Bybel sê, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, wanneer julle liefde onder mekaar het. Jy sien, saam met hierdie wete, dat jy as kind van God, as gemeente van God, jy's belangrik vir God, moet jy weet, jou verantwoordelikheid. Die Here vra van ons om te bid. Die Bybel sê, bid vir mekaar. Die Here vra van ons om mekaar te bemoedig. Hy sê, bemoedig mekaar. Dis die taak, dis die roeping wat God op ons skouers plaas, om mekaar te bemoedig, wanneer mense wil uitsak, terugsak, en nie meer die Here wil dien nie, is dit u en ek, wat met 'n hand gaan skud en sê, maar kom, die Here gee hom vir jou, hy wil jou deel hê van sy gemeente. Nou, jy weet wat, ek glo wat die Here eendag van ons rekenskap gaan eis, is vir ons te vra, hoe het jy omgegee vir God se kandelaar? Hoe het jy omgegaan met die mense wat deel is van God se kandelaar? Jy weet, maar ek wil ook in hierdie oggend net dit sê. Hoe sien en hanteer jy jouself? Sien jy jouself as 'n mislukking, as 'n no good, as 'n niks werd, as 'n sukkelaar, iemand wat niks kan regkry nie?
Terwyl die Here sê, hy het jou gemaak. Jy is sy skepping. En hy wil hê, jy jouself moet sien as 'n stukkie goud, as kosbaar, as 'n sukses, en na jouself te kyk as 'n mislukking. Die tweede punt derde punt wat ek wil ophaal, jy is belangrik as deel van God se gemeente. Tweede, jou verantwoordelikheid. Derdens wil ek sê, Jesus wandel in die gemeente. Dis wat die woord sê. Hy sien Jesus wandel tussen die gemeente. En dis iets wat ons maklik vergeet. Hy wandel vanoggend hier tussen ons. Hy sien alles. Hy weet alles. Hy weet van wat nie reg is in die gemeente nie. Maar hy weet ook van dit wat nie reg is in ons lewens nie. Daar's niks wat ons kan wegsteek nie. Hy weet van jou vrees. Hy weet van jou angs. Hy weet van jou bekommernis. Maar hy weet ook van die sonde in jou lewe. Hy weet van daai sonde wat jy nie wil prysgee nie, waarvan jy nie wil afstand doen nie. Maar hy weet ook van dit waarvan jy wel afstand wil doen. Hy weet van dit waarmee jy sukkel, dit waarmee jy worstel, dit wat miskien keer op keer vir jou knie halter. Dan is hy hier, hy wandel tussen ons en hy sê vir jou, moenie moed opgee nie, moenie moed verloor nie, ek kan jou help, ons gaan deur dit kom. Wanneer Jesus hier in ons midde wandel, dan sien hy die opregtheid van jou hart. Hy sien die erg. Dit is een van daai dinge wat ek net besef, ons kan nooit weet nie. Ek kan nooit weet hoe opreg jy is nie. Die Here weet dit. En as jy 'n opregte hart het, jy kan sukkel, jy kan swaar kry, soveel dinge kan verkeerd wees, maar as jou hart opreg is, God sien dit raak. Hy gaan na jou toe kom, hy gaan jou help, hy gaan jou deurvat. Nou, ek wil vir u sê, Jesus wandel in ons midde. Nie wat ek sê nie, dis wat die woord sê. Hy wandel in sy gemeente. En sy hand is uitgestrek na jou toe. Hy wil jou help. Wanneer jy in desperaatheid na hom sal uitroep. Toe Petrus wil sink, daar op die see, steek hy sy hand op en hy sê, Here, red. Ek wil sê, as jy vanoggend kan sê, Here, red my, help my, hy sal jou hand vat. Nou, in hierdie eerste brief aan die gemeente van Efesiërs, skryf die Here, en ek wil dit net vinnig lees, en ek is basies aan die einde van hierdie boodskap. Dan sê die Here vir Johannes, is 'n paar mooi dinge, wat hy moet skryf vir hierdie gemeente. En ek wil dit net vinnig vir u lees. Hy sê vers 2, ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou lydsaamheid. Nou, lydsaamheid is taaie uithou vermoë, so die Here ken hulle werke, hulle doen goeie dinge, goeie werke, hulle arbei vir die Here, en hulle het taaie uithou vermoë, dit gaan swaar, hulle word vervolg, word verdruk, en ten spyte daarvan, hou hulle aan, en hulle hou vas, en hulle gaan aan.
En hy sê dat julle slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy op die proef gestel het, wat ons sê dat hulle apostels is, en dit is nie in hulle leenaars bevind het. Met ander woorde, die Here sê vir hulle ook, hulle is geestelik ingestel, hulle laat hulle nie maklik beïnvloed deur verkeerde mense, wat vir hulle voorhou, maar hulle is reg en hulle is apostels, maar inderwaarheid is hulle dit nie, hulle is valse apostels, en so hierdie mense het geestelik gegroei, en jy weet, en dan is dit vir my so mooi om te weet, dat die Here wat ons dien, sy benadering, teenoor sy gemeente, is nie afbrekend nie. Die Here bou hulle, op, sê vir hulle die goeie dinge, hy sien dit raak. En, jy weet, en dan besef ek, hier so 'n kosbare les vir ons hierin, hoe ons met mense rondom ons moet werk, en ook ons eie familie en ons kinders. Jy weet, dit is so maklik om net weg te spring en te sê, jy doen dit verkeerd, jy doen dit verkeerd, jy doen dit verkeerd, jy sleg. Maar as eintlik, al gebruik jy nie die woord om te sê jy sleg nie, is dit eintlik maar wat jy half oordra. Jy doen verkeerd, doen verkeerd, doen verkeerd. En dis nie hoe Jesus werk nie. Hy kom en hy wys vir hulle op die goeie en die mooi. En is dit nie ook hoe ons met mekaar moet werk en sonder ons kinders om te sê, maar weet jy wat? Ek sien tog jy probeer hard. Ek sien jou opregtheid. Jy wil, maar ek sien jy sukkel. En dis verkeerd om dit so te doen. Dis nie die regte manier nie, doen dit so. En jy kan nie aanhou met die verkeerd nie, maar jy weet, en laat ons op die wyse wat die woord vir ons leer, dat ons kan tug en vermaan. En dan kom Jesus daar in vers 4, en dan kom hy en hy sê, maar ek het een ding teen julle. Hy sê, en dit is, dat julle eerste liefde verlaat het. En dan besef ons maar net, die kern van godsdiens is liefde. Niks anders nie. Nou, liefde kan net bestaan in verhouding. En dan vra ons vir onsself die vraag af, maar hoe sou dit dan gebeur het? Hierdie gemeente het soveel goed, soveel mooi. Wat het gebeur dat hulle eerste liefde verlaat het? En moontlik het hulle begin vertrou op hulle eie krag. Maar ons is geestelik sterk. Jy weet, so hoef nie my krag by die Here te kry nie, ek het maar krag in myself. Moontlik het hulle vir hulle self gesê, alweer ons dien nou al die Here, miskien 20 jaar, 10 of 20 of 30 jaar, en daarom is ons okay. En dit kan so maklik by enigeen van ons posvat om te dink, maar jy ken die Here al so lank. Dit maak nie saak nie. Of jy die Here gister ontmoet het, en of 30 jaar terug, daai liefde moet altyd dieselfde wees. Miskien het daar belangrike persone ingekom onder hulle, en begin hulle dink, eers maar as ons nou hierdie belangrike mense inkry, dan is ons maar alright, né? Kan ook gebeur. Maar wat ook al gebeur het, die Here sê vir hulle, julle het julle eerste liefde verloor, en dit moet terugkom. Die Here vat dit so ver, hy sê, as dit nie terugkom nie, dan gaan ek die kandelaar verwyder, dan bestaan julle nie meer vir my. En ons moet hier besef, dat hoe ernstig God is, maar jou hart, sien die Here vra, hart, godsdienst,
verhouding, wynstok, lewe. Die Bybel sê, koop die tyd uit. Nou jy weet, as jy vanaand lekker TV gaan kyk, en jy het nie regtig tyd met die Here spandeer nie, jy het nie regtig sy woord gevat en gaan bid nie, dan wil ek sê, iets is nie reg nie. Of as jy lekker TV gekyk het, en jy sê vir jouself, okay, voor ek gaan slaap, gaan ek maar my kwaliteit tyd saam met die Here hê, my liefdestyd saam met die Here, en jy's te moeg, en jy gaan slaap, dan sê ek iets, nie reg nie, jy het jou eerste liefde verloor. Wat wil ek sê? Die einde van hierdie boodskap. Die kerk is die plek, as ek dan reg verstaan, kerk is die plek waar die Here vir jou en vir my wag, op 'n Sondagoggend, of wanneer ook al dit sal wees. En hy wag vir ons, omdat ons kosbaar vir hom is, belangrik. Ons is goud. Hy gaan nie wag by die museum of een of ander ryk miljonair se huis nie. Hy wag by sy kerk, vir sy kinders. Hy wag vir jou en my, want hy wil tot jou spreek. Jy sien, dis nodig. God moet voortdurend tot ons spreek. Die Here wil vir jou en my sê, wat reg is, en God sal dit doen, en hy sal jou bemoedig, en hy sal vir jou sê, my kind, ek is bly en ek is trots, want ek sien, jou hart is reg, jy is opreg, en ek sien dinge wat jy doen, en waar jy opoffer, en waar jy vir mense omgee, en waar jy vir mense help, en wat ook al, en jou gebedstyd, en die Here sal met jou spreek, en hy sal jou bemoedig, maar hy sal ook met jou praat, of vir jou sê, maar dit is nie meer reg nie, jou liefdesverhouding, hy wag vir jou en my, want hy wil jou versterk, hy wil jou aanraak, hy weet, dat hierdie lewe, vat uit ons uit, dit tap ons baie keer, ons is blootgestel aan baie dinge, baie nuus, baie goed wat negatief is, baie goed wat jou wil ontseën nie, en daai goed vat jou bietjie af, en die Here weet, jy en ek moet weer by 'n plek kom, in sy midde, in sy teenwoordigheid, sy goue kandelaar, al hierdie goud by mekaar, en dan kry ons al hierdie stof uit ons gedagte, die stof uit ons hart, en ons gee kans, dat die goud weer kan blink in en om ons. Hy wil ons bemoedig, hy wil vir ons krag gee, bo natuurlike krag. Nou, hy wil jou 'n oorwinnaar maak. Aan die einde van daai brief aan die Efesiërs sê dit hierdie woorde, hy sê, hy wat oorwin. Hoekom wag Jesus vir ons hier? Hy wil maak dat u en ek kan oorwin. Hy wil hê, ons moet oorwin. Ek het gaan lees al 7 briewe, en hulle almal sluit af met hierdie woorde, hy wat oorwin. En ek het besef, God het een stel reël, vir al die kerke, deur al die eeue, deur al die tyd, het God een stel reël. Hy sê, hy wat oorwin, en hy kom, en hy wandel in sy gemeente, om ons te help, om te oorwin. En dit is, by God is alle dinge moontlik. Hy sê, as ek swak is, dan is ek sterk, want sy krag word in my swakheid geopenbaar. Dis hoekom hy wil hê ons moet saamkom, sodat sy krag
Dis nie jou krag nie, nie my krag nie. Dis sy krag in ons werksaam. Jy weet wat so tragies is, so hartseer is, dat mense baie keer by die huis bly en sit en dan sê hulle vir jou, ag, ek dien die Here maar hier, of baie ander verskonings. En dan sê vir jy, is nooit reg nie. Want daar op jou eie gaan jy geestelik afgaan. En jy weet wat so hartseer is, as God sê, dis sy plan, dis sy manier, die kandelaar, sy kerk, en ons wil sê, ag, ek stem nie saam nie, ek maak maar my eie manier, my eie kandelaar, my eie goed, gaan uitmis. Jy weet en hoe tragies gaan dit wees, as jy dit eendag dalk nie maak nie, en jy kom tot hierdie besef, maar weet jy, as ek gereeld na God se kandelaar, na sy gemeente gegaan het, sou hierdie vuur in my bly brand het. Ek sou krag van God se krag gekry het. Ek sou oorwin het. En ek sou in God se ewige heerlikheid wees. En dan sit jy in 'n plek van vuur en swaap. En jy verwyd jouself. En jy sê, het ek maar ingesien en meegegaan met God se plan vir sy gemeente. Dis God se gemeente. Dis sy mense. Dis God se goud. Jy, ek, is God se goud. Sien jouself so, maar sien ook die mens langs jou as God se goud, wat jy moet lief hê en wat jy moet ag. Sien God se kandelaar, soos God dit sien, en werk en bid en streef vir eenheid, vir liefde, vir bemoediging, aanmoediging, en wees jy die instrument in God se hand. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, U wat diep insien, weet ook wat diep in harte gebeur het, ook in sitplekke, besluite wat diep geneem is. En ek wil bid, Here, dat hierdie besluite so vasgemaak sal wees aan U. En elkeen van hierdie besluite sal lei op 'n goue pad. God se goue pad. En God, soos U 'n goue gemeente het, soos wat U verlore sondaars goud maak. Here, soos daar ook 'n goue weg. En ek bid dat U elkeen lei, klein en groot, op hierdie goue weg van U. Bring ons daarop. Trek ons daarop. Here, al moet U ons dwing op hierdie goue pad. Doen dit dan, Here, want die ewigheid is lank. En ons wil op goue strate in die hemel gaan loop, saam met 'n God wat so groot is, wat vir ons gesterf het. Here, dis net genade. Genade op genade. Bid dat hierdie genade van U ons verander, ons transformeer. Bid vir liefdesverhoudinge wat sal bestaan tussen U en elke persoon in hierdie kerkgebou. 'n Liefde wat sal groei, sterker word, meer intens, dieper. 'n Liefde wat vloei, liefde wat sal optel, bo sonde, bo versoeking, bo moedeloosheid, vrees, angs, bo versoeking van Satan. Laat hierdie liefde so groot wees, so enorm, so diep, Here, dat dit elkeen verbaas en verstom sal laat. U die groot God van liefde, ons loof U. Ons het U lief. Ons plaas ons hande in die liefdeshand.
In die hand is ons veilig. In die hand sal dit goed gaan met ons. Here, seën elkeen. Seën hierdie gemeente, die goue kandelaar. Help ons, Here, om reg te kyk in die lewe, na dit wat waarde het. Help ons om ook te besef hoe waardeloos die dinge is wat ons baie keer waardevol ag. Dankie vir die goud, die hemelse goud. Dankie vir medebroers en susters, goud rondom ons, in 'n donker wêreld, in 'n besoedelde wêreld. Dis God se goud, dis God se lewe. Here, help ons om te fokus op die goud en om die modder en die kaf weg te gooi, uit ons lewe uit te kry, om te koester wat goud is, wat ewig is. Dankie vir u plan, wat jy het in hierdie wêreld. Dis maar net die gemeente, dis al wat goud is. In hierdie wêreld, is die gemeentes, is die kinders. En help ons om mekaar so te koester, in hierdie ewige skat, wat jy in ons middel lê. En seën elkeen, en wees met elkeen, in Jesus naam. Amen.